ons praat 'n bietjie vanaand, ons gaan 'n bietjie vanaand gesels. Dis lekker om almal terug te hê. Ek sien Tannie Wilma nie, maar sy is seker nog iewerster. Van die Wilma stuur groete vir julle. Sy is nog nie tuis nie. Ek loop sy nog 'n bietjie rond. Nou, ek dink ons moet afskop vanaand en dis vir my so belangrik is die gebedsversoeke en ek wil graag hê ons moet regtig bid vir die Suid-Kaap vir reën. Dis werklik droog hier. Dis seker die droogste wat ek George en Sedgefield en Mosselbaai in die omgewing gesien het. So vir al die reën wat julle nou daarbo kry Wynand, ons is so dankbaar daaroor, maar dat die reën ook hierdie kant toe gaan kom, dis baie droog hierso. Die see is sommer ver, jy moet ver oor die strand loop om by die see te kom. Dis baie droog hierso. En dan die vure, hier's geweldig vure in die omgewing. Ons ry so op wye draai om dit, maar mense wat groot verliese gehad het met vure, nou of dit nou brandstigting is en of dit nou maar net vure is, dis nou maar net vuur, maar dis geweldig. Ek het gister die bedrag gelees hoeveel geld is net gespandeer om hierdie vure te probeer onder beheer te kry en dis geweldig baie geld. Salome, ons bid dat jy vinnig gaan tuis voel daar in jou nuwe tuiste en dat jy gaan reg voel. Is daar enige ander versoeke van jou kant af? Dat ek lank gaan bly, so. Ja, lank En sal sy lewe, lank sal sy lewe. ja, ehm en dan nou net die staande sal reg wees asseblief, baie dankie. Salome, die Here wil net vir jou die beste hê, net die beste. En as die vorige een nie die beste is nie, gaan hierdie een die beste wees. Ja, Net die beste. weet, dis waar. En Baie jy sal dankie. maar jy sal maar die hoenders se voetjies aan mekaar bind tot jy by die beste kom, tot jy by die beste plek kom. Hulle gaan lê al klaar self in die lug. Beentjies in die lug. Meisie, is daar enige gebedsversoeke? Alraai. Gerda, iets van julle kant af? Pastoor, my gesin sê vir my ek trek dit my te veel aan, maar my situasie met my sussie, regtig, dit is sy het nie verblyf nie, sy's amper op straat. Dit is my verskriklik. So asseblief, laat Ja. ons positiewe nuus kry van die munisipaliteit en ja, laat sy hierso 'n plekkie van haar eie kan kry, laat wat sy dit haar eie kan doen. Ja. Dis baie belangrik. Huisvesting is baie belangrik en dat sy 'n nesie kry van haar eie, dat sy 'n plekkie gaan kry. Het julle al 'n draaitjie gemaak by Nelson of nog nie? Ek het met pastoor gepraat en dan het ons nou die dag met Dok ook gepraat. Hy praat Hmm. van 'n Johannes en hy sê Hmm. die Johannes skuld hom nog 'n guns. So Okay. Alright. ek hoop dis positief, maar as hy nie terugkom na ons nie, gaan ek my sussie haal. Sy's op die oomblik in Witbank by my ander sussie en Hmm. dan gaan ons hulle sien. Ek het tog die naam wat pastoor vir my gee en dan gaan ons Hmm. die bal begin aan die rol kry. Asseblief. Robert, wanneer sien jy weer die kwak? Nee, ek weet nie, lyk vir my het opgegee met my saam want daar's nie plan nie. Gerard laas week gebel. Dis hulle net daar op die antwoord nie. So ek vertrou nou net op die Here. Mense het my nou teleurgestel en hulle stel nie belang nie, maar ek vertrou net op die Here. Dis al. Maar die Yes. Here. En die Here gaan die regte mense op jou pad stuur. Amen. Ek het nou eendag vir Gerda gesê, onthou die plek waar die lekkerste milkshakes maak met die slegste hamburgers. Dis McDonald's. Um daar by Pretoria Oos Hospitaal is 'n dokter met die naam van McDonald. Hy's daar by die onkologie sentrum. Onthou net McDonald. Anita, enige gebedsversoeke? Ja, pastoor, asseblief vir Wynand. Ons is nou by die volgende skeetuinpyne. Sy bene is af. Hy het eintlik Ag nee. ja, sy voete is sy brug is nou besig om baie probleme te gee dat hy sy maarmedies is het al eintlik maar meer nog sover net die regterbeen. Maar hy kan nie op sy voet trap nie en hy kan nie kan nie lekker sy voet lig nie want die maarmedie is ook nou al af. Ek Ai dink hy het nou. bietjie platterige voete en dan
hy's baie op sy voete en hy loop en hy werk en dan is einde van die jaar kom die arbeiders nooit terug nie en dan sit Wynand met al die werk alleen en dan oorwerk hy hom nog daar by dit ook. So maar ja, ons moet nou dokter seker mag gaan sien oor die voet. Ja, ek het baie simpatie. Ek sukkel ook so met 'n voet, Wynand. Ek het baie simpatie met jou. Ons bid vir daai bene en daai voete. Toe jy sê hy plat voete, toe dink ek ja, Anlie sal sê en ek het stinkvoete. So saam maak ons voete Hy het beide. 'n probleem. Wynand, enige gebedsversoeke van jou kant af? Ja, pastoor, ek dra nommer 9, maar my voete stink soos 'n 12. Ja, wat gebeur is omdat ek nou verkeerd loop om na die voet, die brug seer is, begin die ander goed om hom seer te kry. Soos 'n bietjie ongemaklik. Pastoor, ja, hierdie back and claw seer ding gaan nog baie mense, nie net ons nie. Ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie geaffekteer deur dit nie, maar dit is hier naby, dis in die omgewing van ons. Ons is al geaffekteer want ons kan nie verkoop nie. Ja, die voerkrale wil nou nie meer koop nie en die ouens wat groot kopers is wil nie koop nie want hulle is nou versigtig om nuwe goed in hulle voerkrale in te druk wat besmet is. So ons kan nie regtig verkoop nie. So ons sit nou met stok wat moet gaan, maar wat ons nie kan laat gaan nie. So dis buite van die feit dat ons nie 'n 10 km radius sirkeltjie om ons het nie. Waak en bid ons nou maar net om nie die ding by ons uit te kry nie, maar ja, daar's nog baie skade wat gaan kom as gevolg van daai back and claw seer en daar is geen antwoord en geen hulp van die staat nie. Daar's nie antwoord nie. Ja, so dis baie sleg daai en dit gaan ons nasionale kudde 'n groot knou gee op hierdie stadium. Ons het die enstof net die eerste enstof wat ons kan verwag is oor 6 maande. Die enstof wat ons kry van Botswana af is nie gemaak vir die variant wat hier is nie. So ons kan nie die goed blok nie. En sou jy nou back and closure kry se 12 maande geen vervoer, geen niks uit jou grond uit nie. So ons sal ook nie gras kan uitvoer of verkoop as ons back and closure by ons kry nie. So dis 'n tamelike slegte scenario waarna mens kan wees, maar ons bid en waak, maar net teen die ding. So ek wil graag hê almal moet nie net vir ons nie, maar vir almal in die land. Die ouens het groot skade en is sleg, die goed vrek op hope. Veral kalfies en goed wat jy kan drink nie en daai tipe van goed. So dis 'n vrede ding eintlik. Dis 'n baie slegte ding. So dis eintlik maar ons bid vir die boere, veral die begin van die jaar, jy weet, as hy so met afskop gaan dit ook nie lekker nie, né? Rina, enigiets van jou kant, enige gebedsversoeke? Net my sussie se kind, haar naam is Sureen. Sy het 6 weke terug gegaan vir 'n rugoperasie, maar toe het sy ongelukkige gewas gekry. Dankie Here, hulle het hom uitgesny. Ja, infeksie is nog baie hoog, laat hulle net die infeksie level kan afbring, dat sy weer kan huis toe gaan. Okay, ons maak so. John, anything from your side? Yeah, we just have to pray that the CMA, the Christian Motorcycle Association, the members have been attacked there since the last week in November up until yesterday. We've lost 51 members to that have gone to see the Lord. Ja, dis baie, John. Ja. Is dit ongelukke of is dit natuurlike sterftes? Nee, ongelukke. Ja, dis rof, né? Dis rof. Lisel, enigiets van jou kant af? Nee, dankie. Mr. Brits? Ja, ek dink maar net vir die besighede, eintlik maar vir almal in die algemeen om net moed te skep vir hierdie jaar wat nou voorlê. En die Here het ons gedra deur die vorige jaar en jare voor dit. Hy sal ons weer dra deur hierdie jaar ook wat nou kom. En ja, maar nog steeds net vir reën aan hierdie kant. Dat ons die dorp weer nie gaan kan kry. Ja, ons dink aan Teresa, sy was in die hospitaal oor hierdie Kersgety. Ook Lisel asseblief, sy's by die huis, sy het weer begin werk, maar sy het nog nie 100% nie.
Jy stel enige ander versoeke van jou kant af? Ja, dis reg, dankie julle. So, kom ons hou die versoeke in gedagte en op die einde gaan ons bid vir die versoeke. Nou, die afgelope tyd het ons bietjie gepraat oor kunsmatige intelligensie en dis interessant die kommentaar wat ek gekry het en die kommentaar wat ons van mekaar gekry het. Maar in Amerika was daar nou 'n groot tamaletjie hier oor Kerstyd. Wie van John sal dit onthou, Robert sal dit onthou. Onthou julle die Springbok Radio Top 20 musiek? Marius, onthou jy daai Top 20? Ja. Nou in Amerika het hulle so iets vir gospel musiek, vir geestelike musiek. En toe is daar 'n persoon, ek dink hy was 1, 2 en 3, sommer die eerste 3 plekke, 'n Solomon Ray op die gospel hitlist. En toe hulle nou nader kom en almal is gaande oor sy musiek, toe hulle nader ondersoek, toe kom hulle agter dis kunsmatige intelligensie. Is die woord reg? Het ek reg gesê, Marius? Kunsmatige intelligensie, né? Dis nie 'n ander woord nie. Dis nie inseminasie nie, intelligensie, ja. Ja, jy Wynand sal nou weet wat's dit. Ek weet nie heeltemal wat is dit, maar toe kom hulle agter, hoe kan hulle nou hierdie ou se musiek na luister, maar hy het nie eers 'n siel nie, hy het nie eers 'n hart nie, hy het nie eers 'n liggaam nie. En dit bring toe groot polemiek in die kerkwêreld, want hy sing so mooi. En ek het die week het ek nou iets gepost van Vetkruid wat sing en dit klink so mooi, so mooi gesig ouetjie. Maar dis ook maar kunsmatige intelligensie Vetkruid. En so manne van ons vriend Wynand is nou baie, jy weet wie is ek en jou vriend, né? Darren. Goed. Ja, hy is baie bekommerd oor hierdie mense want hulle gaan nou al sy fans vat en hy het nog net 5 fans oor. Nou as hulle nog sy fans vat, is dan niks meer fans oor nie, dan gaan hy baie warm kry. So, kunsmatige intelligensie en ek bring dit so bietjie, ek wil Kersfees aansluit met die nuwe jaar wat voor lê. En ek wil graag die vraag vra vanaand: wie is God? Wie is God? En ons gaan nie lank by mekaar wees nie, miskien net tot so 9 uur, maar wie is God? Ek het gedink miskien moet ons so round robin doen oor wie is God? En dan begin ons by die alfabet. En dan sê ons A, God is oral. Nee, oral begin met 'n A nie, né? God is alomteenwoordig. Alomteenwoordig. B, God is C. Is jy reg vir dit? Is net om die brein bietjie aan die gang te kry. Mag dit Engels en Afrikaans wees? Dit mag Engels en Afrikaans wees. So jy kan sê God is cool. Dis alright. Dis okay. Kom ons begin by A, meisie. Alfa en Omega. Hy's die Alfa en die Omega. B, Salome. B, Salome. Braaf. God is braaf. Nee, dit is 'n moeilike een. Ek so mooi dink vir B. God is betroubaar. Okay. God is betroubaar. Okay, ons gaan nie Salome laat verbygaan nie. C, God is C. Christus. Ja. Jy mag nie jou skoonmaai help nie. Ons is by Salome. Wat is by Z kom, mam? Nou sal ons ophou. Waar gaan ons by Z kom? Okay, D Geef vir my O. D Gerda. God is enige een, God is D. Daadwerklik. Ekskuus, Robert. Daadwerklik. God is daadwerklik. E, God is Robert. Ewig. O, ekskuus. Is hy Robert? God is
Nee, ek sit jou op die spot. God is ewig. Marius F. Fantasties. God is fantasties. FG. Lisel, Gewer. hy's die gewer. God is H. John H. Holy. Hy's holy. I. Rina. The God great is I am. the great I am. Wynand I. God is J. Juigend. Hy's juigend, hy's Yahweh. Anita JK. God is Koning. koning. IJKL. Estel, God is L. Lank, Estel, lankmoedig. Lankmoedig en liefde. God is lankmoedig en liefde. LM, nou kan ons almal saam praat. M, God is Mighty. Meester, Mighty. mighty. Yes. Ja. Mighty, majestueus. MN, God is Naby. 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 Ek en Robert sê alles dieselfde. MN. En nou net toe jy geloop het, het hy ook geloop. Waarom het julle geloop? Het julle in die kombuis gaan koeldrank drink? Dan het gou die alfabet deurgedraaf. Waar is ons nou? MN O. God is Kou, mams. Kou. O. Onveranderlik, onsienlik. onveranderlik. MN O. P. God is Teenwoordig. Papa. Present. God is papa. John, net jy kan iets sê. God is Kie. Q. You. Q. Q. Provider. Help. Hy is provider. Okay, Q. hy stel kom nou by P vir provider, maar ons is by Q. God is Okay, Q gaan moeilik wees. QR, Ja. God is R. Reël. God is R. Regverdig. God is regverdig. S. God is Standvastig. Soewerein. Nee. Ekskuus tog, soewerein. Skepper van hy die is maar mens. Skepper. Ja, skepper, standvastig. God is skepper. K, God is K. Nee, wat kom na S nie K nie? S. T. God is Teenwoordig. 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 STU. God is U. Universe. Ja. Universe. Hy is die God van die univers. STUV. God is vrede. God is vreugde. God is blydskap. Vriendelikheid. FW. God is Waardig. Vrede. waardig. Ons is Waarheid. W. Waarheid, ek hou van waarheid. waardig. Ons was saam met Marius hulle vanmôre kerk toe en toe sing hulle daai liedjie, jy weet nou in Engels, waardig is die Here, holy. Jy weet, hy is net waardig. Ek is by X. God is exciting. God is Yahweh. Yahweh. En dan Z, hy's die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Wie is God? Nou, die vraag wat ek vanaand vir julle wil vra is met kunsmatige intelligensie en gedagte, hoekom was dit nodig? Hoekom was dit nodig dat Jesus aarde toe gekom het? Hoekom was dit nodig? Want ons as mens sal nooit kan waardig wees om na God toe te gaan nie. Hy het gekom om die brug te bou. Maar hoekom het God nie net Ekskuus Robert? Hy het gekom om die perfekte offer te betaal. Presies, Hy het gekom om perfekte offer te betaal. Maar kon God nie net 'n woord gespreek het en die prys is betaal nie? Hoekom is Jesus aarde toe gekom het? Want hy het geweet van die mense is klein gelowiges en as hulle hom nie gesien het fisies nie, sal hulle nie in hom geglo het nie.
Ek dink wat Rina daar sê is baie belangrik. Van die begin af het die mense altyd 'n soeke gehad. Hulle wil God sien. Moses roep uit op die berg, "Show me your glory." Met wie praat ek? Ek wil graag God sien. Wie is God? Nou kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel in 1 Johannes 1 vers 1. 1 Johannes 1 vers 1 en ons praat bietjie oor hoekom is Jesus aarde toe gekom het. 1 Johannes 1 vers 1, Lisel. Die een wat van die heel begin af bestaan het, is die een wat ons gehoor en met ons eie oë gesien het. Ons het hom aandagtig waargeneem en met ons hande aangeraak. Dit gaan oor die woord wat lewe gee. Ek wil 'n stelling maak en dan wil ek ons moet oor hierdie stelling praat. 'n Liefde sonder 'n liggaam is leeg. Love without a body is nothing. Nothing, zero. Toe Wynand oogies gemaak het vir Anita en hy het vir die hele tyd vir haar gesê ek is lief vir jou en hy het haar gebel ensovoorts en vir haar briefietjies gestuur. Sou jy met hom getrou het, Anita, sonder dat jy hom gesien het? Maybe, dan af. Maybe. Nee. As jy sê bank moet onthou. Ek moet sê hy is nie baie goed met woorde nie, so ek sou dalk nie. Pastoor moet onthou ons huweliks preek het gegaan oor Rebekka. O ja, wat gekom het van dinge is Isak toe gegaan het sonder dat sy geweet het hoe hy lyk en wie hy is. Alright. Liefde sonder 'n liggaam is leeg. God kan hoeveel keer in die Ou Testament gesê het ek is lief vir julle. God kan hoeveel keer in die Ou Testament beloof het ek gaan 'n plan maak. Maar Jesus kom op en hy daag op. Ek meen, dis wonderlik wanneer jy aan iemand kan vat en kan sê, "Yes, ek voel liggaam." Lisel, lees vir ons weer daai gedeelte 1 Johannes 1 vers 1. My moet nou stadig lees, want ons is al bejaardies. Die een wat van die heel begin af bestaan het, is die een wat ons gehoor en met ons eie oë gesien het. Okay, kom ons stop hom daar. Die een wat ons gehoor het, woorde, en wat ons gesien het, okay? Lisel? Ons het hom aandagtig waargeneem en hom met ons hande aangeraak. Ons het ook sy hande aangeraak. En ek het gesê ons praat oor velhonger. En God, die Vader het geweet, ons is velhonger. Die mens was velhonger, hy het 'n Messias gesoek wat hy kon sien en 'n mens kan wees soos hy. En Jesus het gekom. Ek wil self maak vir ons klaar. Dit gaan oor die woord wat lewe gee. Sien, kunsmatige intelligensie het sy plek. En soos Marius het mooi gestel het en Salome het mooi opgesom, het sy plek in al daai goed. Maar iewerster in ons lewe het ons vel nodig. En God is meer as net 'n boek. God is meer as net woorde. God is meer as net dinge wat ons vir mekaar sê. God bestaan. Hy's 'n werklikheid. En hy kom bewys dit deur mens te word. Die Engels het so mooi woord, incarnation. Hy het mens geword. En dit is waaroor Kersfees gaan. Is die perfekte liefde sodat mense aan hom kon gevat het. Okay, nog iemand iets sê oor 1 Johannes 1 vers 1? Ons kyk na die volgende ene, Johannes 1 vers 14, meisie. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou,
'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dit is interessant. Ons het nou so gepraat oor Salome wat verhuis het en Gerda se suster wat huisvesting soek. Jesus het van die hemel gekom en hy het kom woon. Nou die oorspronklike taal sê uit 'n tent kom opslaan. Lees ons die boodskap ook asseblief. Uit 'n tent basies kom opslaan hier tussen ons. Nou Marius, in hierdie pragtige dorp van julle, waar sou Jesus gebly het? Waar sou hy sy tent opgeslaan het? Mm, nou, weet jy, as dit 'n tent was, dan seker maar daar by die karavaanpark gewees het. Maar ja, weet jy. As Louis sy tent opslaan in Sedgefield, sal dit langs die spar wees want hulle maak die lekkerste koffie en die lekkerste kossies en sulke goed. As jy ooit deur Sedgefield ry, daar's twee goed wat jy moet doen. Jy moet by Marius melktert eet en jy moet by Spar ingaan. Dis fenomenaal. Maar wat Marius sê is waar. Jesus het tent opgeslaan tussen sy mense. Hy het nie tent opgeslaan in 'n paleis nie. Hy het nie kom woon in 'n paleis nie. Hy het kom woon tussen die gewone mense. Sondaars, Fariseërs, Sadduseërs, by die tollenaars. Hy het afgedaal tot by die slegste mense het hy afgedaal. En hy het net 'n dienaar geword vir hierdie mense. Enigiets iemand wil iets sê oor Johannes 1 vers 14? Maar hy was mos 'n gewone mens. Hy was sy pa en hy was 'n carpenter. Sy pa was nie 'n koning of wel af of iets. Hy was 'n gewone man. Hy was net 'n gewone mens. Ek dink nou net John, vir julle dames wat nou swanger was, ek onthou nou maar al wat ek daarvan is toe my ma nou swanger was. Toe onthou ek maar so bietjie daaroor. Jy weet hoe ek nou sy met my swanger was. Maar ek dink nou jy is nou op jou laaste Anita. En nou moet jy 80 km of 80 myl, ek is nie seker nie. Agter op 'n donkie ry. Dit kan nie ongemak. En dan kom jy nou in Bethlehem en daar's nie 'n plek vir jou nie. En jy voel, hoorie so, as ek net 'n bad kan kry, as ek net kan was en daar's nie sulke geriewe nie. Enigste is 'n stal waarin jy kan gaan bly. En dis hoe Jesus gekom het, gebore in 'n krib, in 'n stal. Dis waar hy gebore is. 'n deel van ons soos John gesê het. Nog iemand iets sê oor hierdie teksvers? Kan ons nog 'n teksvers lees? U stel Markus 1 vers 40 en 41 asseblief. Markus 1 vers 40 en 41. Die wat van melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knie val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus het hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en hom gesê, ek wil, word gereinig. Ons kom by hierdie gedeelte waar ons begin het. Ons kan sy hand aanraak. God is nie bang om sy hande vuil te maak met 'n persoon soos Louis nie. God is nie bang om onrein te raak om in 'n relasie. God is nie bang om vanaand in jou situasie te kom. Baie keer sê ons lewe is 'n mes, om aan ons alles is die mekaar te kom en te sê ek word deel daarvan. Ek kom slaan my tent op. Ek gaan nie in 'n hotel bly ensovoorts. Ek kom bly by jou. Ek is by jou. Ek is saam met jou. En gaan na 'n melaats toe. Raak 'n melaats aan. Verbreek al die menslike wette en raak hierdie ou aan en sê ek wil jou genees. Wil jou genees. Dis die God wat ons aanbid. Dis hoekom hy mens. Enige opmerkings oor Markus 1 vers 40 en 41?
Okay. Kom ons kyk na die laaste vers. Daar's nog 'n paar verse, nie die laaste ene nie. Maar kom ons kyk na nog 'n vers. Hoe lyk Jesus? Hoe lyk Jesus? Hoe lyk God? Kom ons vra uit die vraag, hoe lyk God? As jy net moet sê, hoe lyk Jesus? Nou julle die prentjies wat in ouma se gang gehang het. Langerige hare. Hoe lyk Jesus? Hoe lyk God? En almal het gewonder, hoe lyk God? Gerdas, kan jy vir ons lees Johannes 14 vanaf vers 8 tot 10? Almal wil weet, hoe lyk God? Johannes 14 14. vers 8 tot 10. Toe sê Filippus, Here, wys ons net die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus antwoord hom so, ek is al vir so lank tyd by julle, Filippus, en jy ken my nog nie? Wie my reeds gesien het, het ook reeds my Vader gesien. Hoe sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy met my nie? Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. Glo in my, omdat ek in 'n hegte verhouding leef met die Vader en hy met my. So nie, glo dan net op grond van hierdie werke self. Jesus sê, as jy wil kyk, weet hoe lyk God? Lees net die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament. Want Jesus is die sienlike beeld van God. Kolossense 1 vers 15. Anita, as jy hom vir ons daarso nie kan kry, Kolossense 1 vers 15. Jesus is die sienlike van God. Miskien wonder jy partykeer, waar is God? Het God my vergeet? Hoe lyk God? Gaan lees net daai 4 hoofstukke. Dis wie God is. Jy kan vir ons lees, Anita. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Hy is die beeld van die onsigbare God. Niemand het God gesien nie, maar Jesus is die beeld van die onsigbare God. Ek wil spring na die jaar wat voorlê. En ek wil net twee beloftes met julle deel. Net 2 beloftes oor die jaar wat voorlê. En die een het ons môre gekry het ons Samaris hulle in die kerk was dit ek gekry. En dit is Genesis 22 vers 13 tot 14, Rina. Genesis 22 vers 13 tot 14. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgemaak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Dit is my belofte wat ek graag vandaan vir jou wil gee. 2026, ons kan onbekend wees, ons weet nie wat hierdie jaar gaan gebeur nie. God sal voorsien. Amen. God het tot hier toe voorsien. God het ons tot hier toe gedra. God sal ook hierdie jaar voorsien. Ja, daar's baie negatiewe goed wat moontlik gaan gebeur. Ons gaan dalk siek word, ons gaan dalk by 'n oop graf staan ensovoorts. Maar een ding sal altyd bly staan. God sal voorsien. Soos die pastoor vanmôre gesê het, dink aan Abraham en Isak. Hulle loop op met die berg. Abraham gaan sy belofte offer. Isak, wat gaan my pa met my doen? Waarheen is ons op pad? Die onbekende. En dan Isak wat vasgemaak word
op die offer. En dan sê die Here, stop, moenie hom doodmaak nie. Daar is die lam. God sal voorsien. Al is ons op rock bottom. Gerda, met jou sussie wat sonder huisvesting sit. God sal voorsien. Maak nie saak John en jou besigheid. God sal voorsien. So kan ek by elkeen van julle gaan stil staan. By Stel, by Marius en Lisel, by Wynand op die plaas, by Salome en by onsself. God sal voorsien. Hy het nog altyd voorsien. Hy het ons nog tot altyd hier gedra. Nie altyd volgens ons terme en voorwaardes nie. God het ons gedra tot hier. En God sal ons deurdra. Hy gaan ons nie hier laat nie. Net soos Jesus opgedaag het, wat ons Kersfees gevier het. God het opgedaag. Hy het nie net gesê nie, hy het opgedaag. So sal God ook in jou lewe opdaag. Dis die eerste belofte. Iemand iets sê oor Genesis, voor ek na die tweede ene toe gaan? Het ek gevries, moet ek alles oorsê? Dis dalk maar net om 'n vaste vertroue te hê dat God wel sal voorsien en nie te begin twyfel nie. Amen. Vaste vertroue. Vaste vertroue, nie te twyfel. Kom ons gaan na die tweede belofte toe. En ek wonder wie's die jongste? Anita, jy moet die jongste wees, né? Maar kom ons gee hom vir jou ma. Hooglied. Hooglied 2 vers 11 en 12. Lees vir ons uit die boodskap uit Salome, Hooglied. Hooglied is mos vir die verliefdes. Salome, dan moet jy tekens maak. As jy nie jou klank van ons het nie, moet jy tekens maak, handtekens maak. Okay. Alright. Is 11 en 12, nee. Ja, asseblief. Okay. Die winter is weg en al die reëns is verby. Oral staan die veldblommetjies in bloei en oral begin die voëls sing. Selfs die tortels hoor 'n mens al koer. Okay. Kom ons lees hom in 'n ander vertaling ook. Lisel, wat sê jou vertaling? Die winter is verby, die reën is oor. Die wêreld is vol bloeisels. Die tyd het gekom om te sing. Hoor hoe koer die tortelduwe die hele land vol. Okay. Die winter is verby. Daar's 'n nuwe seisoen. Ja, 26, ons weet ons het 'n nuwe tyd ingegaan, dis reg, maar dit gaan nie daaroor nie. Elke dag met die Here is 'n nuwe seisoen. Fluit. My storie is uit. Salome, iets wat jy wil byvoeg oor vanaand se geselsie? Nee, dit was baie lekker, baie dankie. Ag, ons het mekaar gemis, hè? Meisie? Ja, baie. Nee, ek sê ook. Dit was lekker, dankie. Ek het niks om by te voeg nie. Gerda, sê jy ietsie vir ons asseblief? In ons woonstel, enige een van almal van julle is welkom as julle deur Middelburg ry. Ons deur is ook vir julle. Maar wat ek wil sê is, ons het 'n dubbeldeur, staldeur, né? Ons voordeur en elke môre as ek die deur so oopmaak, daar's nie huise voor ons nie, dis die vletjie daarson. Dan kyk ek so, dan sê ek dankie Here, kyk hoe mooi lyk dit. Dankie vir nog 'n nuwe dag. En ek het nou die gewoonte, ek tel ons nuwe ou hondjie op, ou Hilux op en ek sê vir hom kom ons gaan kyk. So ek en hy waardeer elke liewe dag wat die Here vir ons gee. Amen. Dit gaan 'n lieflike jaar wees. Robert, iets wat jy wil byvoeg? Nee, wat ek glo, dis al. Daar's nie ander manier nie. Dis net glo. Hulle kan alles van ons wegvat, Robert, maar ons gaan nie ophou glo nie, né? Ons gaan aanhou glo. Ons gaan aanhou glo. Anita, iets van jou kant af? Ja, pastoor, behalwe dat ons regtig, as jy op die plaas is dit tasbaar hoe die Here voorsien, al is hy 4 dae laat. Maar
ja, hy voorsien vir ons wat ons partykeer regtig waar nie weet hoe dit ooit sal voorsien word nie. Ek dink ook ons moet terwyl Anita nou praat, dink ek ons moet tog vir die kinders en die onderwysers praat wat hierdie week terug gaan hok toe. Dat julle begin hierdie week Anita. Ja, ek gaan hom môre in. Ja, maar dis weer terug skool toe, ons bid vir die kinders en die onderwysers ook. Wynand, iets oor vanaand se gesels wat jy wil bysê? Nee, ek dink ek het dit baie geniet. Wat ek wel wil sê is toe pastoor die vraag gevra het, hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hoekom moes hy as 'n mens geword het? Dan dink ek aan die onderwyser wat eendag vir my op hoërskool gevra het, vra wat se kleur is 'n wart lemoen voordat jy hom oopsny? En die antwoord is swart. Enige iets wat nie lig het nie, is swart. Sodra hy lig op die onderwerp kry, dan word hy 'n kleur. So as jy nie jou hart gaan oopmaak vir die lig van Jesus nie, sou jou hart swart wees en nooit rooi wees van die kleur van bloed nie. So ons moet net bereid wees om ons harte oop te maak as ons die lig kry en sal ons uitstraal. Amen. Amen. Verseker. Rina, iets van jou kant af? Basis net vertrou op die Here en hy sal voorsien. Hy sal voorsien. Hy het ons tot hier gedra. Jy wat nou 43 is, die Here het jou tot hier gedra en hy gaan jou nog dra. Vanmôre in die kerk was 'n tannie wat 100 is. Toe dink ek, "Sjoe, O nee. dis hoe toe dink ek die Here het haar gedra en sy staan op sonder om eers aan te vat aan 'n lening of so. Sy staan net op haar stoel uit so ek sê, "Jo. Sy maak vir 120. John, enigiets van jou kant af?" No, God is great. Amen. You know what? I say to my technicians, I say to a lot of people, how can you not believe? Because there are so many people out there that, with, like you said, the beginning with this AI, people don't believe anymore. People believe that you make your own luck. Yeah, and then I tell them, but there is no luck. It comes from God. And then they say to me exactly what you read, show me your God. Maar dis net weer en weer bewys, John. Ons het mense nodig, ons het vlees en bloed nodig en dis hoekom Jesus vlees en bloed geword het. Ja, maar jy kan nie glo, Louis, ons is in 2026. Ons is nou nie in hierdie tyd van die Bybel en mense glo nog, hulle wil nog sien, hulle wil nog voel, hulle wil nog as jy vir hulle met hulle praat, dan sê hulle vir my, show me. Dit is my interessant, John, ons het noudag ek en Annie gesels oor dit, hoeveel ateïste op hulle sterfbed of in 'n lewensgevaarlike situasie erken daar is 'n God. Daar is 'n God. Jy stel iets wat jy wil byvoeg? Ons af. Jy stel? Is daar iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek is reg, dankie. Okay, Lisel, ietsie wat jy wil byvoeg? Nee, dankie. Marius? Mag ek maar net sê dat met die voorsiening wat God gee, hy het nie hy gee nie vir jou oorvloed nie, hy gee vir dit wat jy nodig het. As jy vandag net 'n R10 kry, het jy dalk net 'n R10 nodig. So moenie dink as jy net 'n bietjie kry dat God wil nie vir jou voorsien nie. Hy gee vir dit wat jy nodig het. Amen. Hy sal voorsien. God sal altyd opdaag. Sal altyd nog opdaag. iets sê, Cindy? Yes. Ons as grootouers, as ouma en oupa is baie dankbaar. Ons kleindogter is hierdie jaar 2026, is sy haar 4de jaar onderwysstudent. En die Here het die 4 jaar so voorsien. Sy het klaar gehoor dat sy vir haar finale jaar ook by NSFAS 'n beurs gekry het. So die Here het voorsien vir hierdie 4 jaar vir haar studies. Here sal voorsien. As jy vanaand miskien by jou
Isak staan en jy moet hom offer en jy sê Here, waarheen? God sal voorsien. God sal voorsien. Kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oë. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand as 'n groep bymekaar is. Here, dankie dat U ons oor hierdie tyd veilig gehou het. Dankie Here dat U opgedaag het. Dankie dat U opgedaag het met Kersfees. Dankie dat U opgedaag het van die begin af. Maar dankie ook dat U in hierdie jaar sal opdaag. Here, net soos U vir Abraham opgedaag het, gaan U ook in ons lewens opdaag en ons loof U daarvoor. Ons vertroue en ons geloof is ten volle in U. Ons kom ook vanaand, Here, en ons bid vir hierdie gebedsversoeke wat ons genoem het. U is die God wat ons nie net aanhoor nie, maar U is die God wat ons verhoor. Daarom bid ek vanaand, Here, dat U by elke gebedsversoek sal stil staan. Here, dat U ons sal toevou met U liefde. Ons besef vanaand, Here, U het ons lief. Ons lief met 'n ewige liefde. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dit was bitter lekker gewees saam met julle. Wat julle hierdie week doen, geniet elke oomblik. Hou maar ons in gedagte terwyl ons op die pad is. Ons beweeg so stelselmatig terug. Hou die fort, ons vat die chef. Ons is op pad. Sien vir Onthou julle net, weer. die pad Nelspruit te loop deur Middelburg, né? Yes. Yes. Ons weet dit te goed. Ons weet dit te goed. Dit sal per ongeluk 4 uur in die middag wees terwyl ons nou al so 18 ure op die pad is. So ons sal maar ons gaan dit draai. Ons gaan dit draai. John, as jy hierso teen volgende Saterdag so gevoel kry, dan weet jy ek gaan daar verby julle op die snelweg daar op die N1, hoor. Waar gaan ons jou kry vir koffie? Maar waar gaan ons jou kry vir 'n skommel? Vir 'n skommel, dit klink reg. Ja, dan bly ek nog 'n nag oor, dan kom ek nog later. O nee. En hulle is nog besig om ons sal vir jou 'n skommel kry. Ja, Rina en John is baie gasvry, Pastor Louis. Ja, nee, ek ken hulle al jare. Jy gaan huisbesoek doen daar, dan eet jy sommer net daar. Amper soos 'n plaasmens, hulle is amper plaasmens. Julle moet 'n wonderlike week hê. Kom van die N1 af, dan kap jy om R15 na en dan kap jy om Meyerton en dan reguit Middelburg toe. Dis korter om Nelstroom om te ry. Ja, ek skuld jou. Wat is in elk geval beter? Ons vat jy daai pad en dan mis jy die tolhekke ook. Pastor Raymond het 'n dag probeer. Ons het nou baie stoppe uitgedink. 3 dae vroeg. Wat is jou probleem? Ja. Bye julle. Dit was lekker. Bye. Bye. Bye.